vandag met julle praat oor die mees geïgnoreerde opdrag. Die mees geïgnoreerde opdrag. Nou wonder jy seker reeds wat is daai opdrag. Nou ons weet van die opdragte van God, ons weet van die 10 gebooie, ons weet van die 2 gebooie van God, die gebod van liefde wat hy sê jy moet God, jou Vader lief hê met jou hele hart en jou hele siel, en die tweede kortliks wat daarmee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En dan weet ons ook, God het vir ons 'n opdrag gegee om uit te gaan en disippels te maak van mense. Maar daar's nog 'n pertinente opdrag wat God aan ons gemaak het in sy woord. En die kerk van vandag, ek's bevrees, ignoreer hierdie boodskap. En hierdie opdrag is om heilig te lewe. Dis nie 'n populêre boodskap nie. Dis 'n boodskap wat ons almal konfronteer op 'n daaglikse basis. Ek preek vir myself vandag. Trust me if I say this to you, I most certainly have not arrived, and I won't arrive until the day that Jesus Christ comes to fetch me. En dieselfde geld vir ons almal. So ek wil vandag net 'n bietjie indelf daarop, en ek wil aan julle die woord bedien, en ek wil vir julle probeer verduidelik, dat jy vandag uitstap, jy kan verstaan presies waaroor gaan heilige lewe, waar pas dit in my lewe, hoe streef ek daarna, en hoe verwesenlik ek hierdie opdrag vir die Here. So ek gaan vir julle lees uit 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 16. My skriflesing vandag gaan in Engels wees. Okay, vergewe my daarvoor. Hy het net vir my baie mooi uitgekom in Engels. So 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 16. 1 Peter 1 from verse 13 to 16. Therefore, gird up the loins of your mind. Be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the formal lusts as is in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, en dis Jesus wat hierdie sê mense, be holy, because I am holy. Wow, wat beteken dit om heilig te wees? Ek gaan begin met 'n kort opsomming en dan gaan ons 'n bietjie uitbrei daarop vandag. Om heilig te wees is kortliks die toestand van om afgesonder te wees. Nou ons is baie keer geneig om terug te kyk na die volk van Israel. Ons almal weet in die Ou Testament, hulle was en dit is tot vandag toe nog steeds God die Vader se afgesonderde nasie. Maar wat ons nie besef nie, is daai selfde opdrag wat aan hulle gegee is. Daai selfde blessing deur die Messias, deur Jesus Christus, wat duisende jare terug aan hulle gegee is en vandag nog geld vir hulle, geld ook vir ons as Christene. Om 'n getransformeerde lewe te lei, volgens God se standaarde. Nou kan jy vir myself sê vandag, wow, John, hoe moet ek lewe volgens God se standaarde? Dis onmoontlik. Ons gaan daarby kom, maar ek gaan so lank vir julle tip los. Dit gaan gebeur deur Jesus Christus, deur niemand anders as Jesus Christus nie. Derdens, om na morele reinheid te streef. Na morele reinheid te streef. Die woord heilig word meer as 600 keer in die Bybel gebruik. Meer as 600 keer, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit beskryf alles wat iets of iemand hulle self mee afsonder en wat hulle absoluut hulle self net meer toewy aan die Here in dade, dag vir dag. Die Hebreëse woord in die Ou Testament is Kadesh, wat juis beteken om afgesonder te wees. As jy na die Nuwe Testament betekenis gaan kyk of woord gaan kyk van heilig, is die woord hagios en dit dieselfde betekenis. Die betekenis daar is afgesonder
en om aan God toegewy te wees. En nie afgesonder en om aan God toegewy te wees, wanneer ek op 'n Sondagoggend by die kerk instap. Afgesonder en toegewy aan God, 24/7, 365, elke dag van die week, elke week van die jaar, elke dag van jou lewe. Ek het reeds gesê, dit gaan oor 'n hoër standaard van lewe, 'n getransformeerde lewe. Ek het 'n mooi beskrywing nou die dag gesien van heiligheid. As jy dink aan 'n roos, 'n pragtige geurende roos, baie keer sal hierdie rose blom en groei in 'n tuin wat hy omring is, miskien soms selfs met onkruid en met dorings. Die roos self se stam het ook dorings. So daar's hierdie onderliggende chaos rondom hom. En dis dieselfde vir ons as mense, ons lewe in 'n wêreld wat gevalle is. As ons kyk wat rondom ons aangaan in die wêreld vandag, ek het al hoe meer mense, ek sien al hoe meer predikers globaal wat praat van die eindtye. Ek is nie vandag hier om vir julle 'n verdoemenis eindtyd boodskap te lewer nie, alhoewel ek 'n groot proponent is daarvan, alhoewel ek absoluut in my hart en my siel en my gees oortuig is dat ons daar is, in die eindtye, in die geboortepyne waarvan Jesus gepraat het. Hoeveel te meer vir jou en my, om te strewe, om meer in God se ba 'n heilige lewe te lei, 'n lewe wat Jesus Christus vir ons die voorbeeld gegee het om te lei. Nou as ons kyk in die Ou Testament, ons almal weet, of sommiges van ons weet, daar was die 10 gebooie eventueel gewees, maar dan was daar ook meer as 600, daar was 613 wette en regulasies gewees, waarmee die Israeliete moes loop. Ek het al by myself gedink, dankie Jesus, want kan jy net vir jouself dink hoe moeilik moes dit daai tyd gewees het. En ons almal weet, op 'n stadium moes 'n hoëpriester, een keer 'n jaar moes die hoëpriester ingaan na die altaar toe, en hy moes natuurlik namens die volk gaan vergifnis vra, maar hy moes homself ook eers heilig. En daar was slagoffers gemaak, en dit is die een ritueel op die ander. As jy gaan kyk, hoeveel opdragte God vir mense gee wat gesondig het, en hulle sê, luister, kom maak, jy was nie nou geregtig gewees nie. Jy was disobedient gewees, kom maak jy die offer, doen dit. En dit is die hele proses van wat die mense moes doen. En God kom, en hy stuur vir ons sy seun Jesus Christus, sodat hy ons heiligheid binne ons en deur ons kan wees. En ek gaan meer daaroor net nou sê, ek wil net nog 'n bietjie agtergrond skets. So, in die Nuwe Testament, in Matteus 5 vers 17, beklemtoon Jesus, dat hy nie gekom het, om die wet te verbreek nie, of het af te skaf eerder nie, maar hy het gekom om die wet te vervul. So baie mense is nog vas in die idee van, die Ou Testament wette is verby, die 10 gebooie, ja, ons streef na die 10 gebooie, maar Jesus in sy genade het gekom, en ons is nie meer vasgevang in die wet nie. Dit is korrek, maar onthou hy het gesê, in sy gebod van die liefde, en in sy genade as seun van God, as God homself, het hy aarde gekom om vir ons 'n voorbeeld te wees van hoe om heilig te lewe. En daarom het hy ook op meer as een plek in die Bybel vir ons 'n opdrag gegee en gesê, wees heilig, want ek is heilig. Jy sien geliefdes, as ek en jy wedergebore is, as ek en jy 'n ware verhouding het met Jesus Christus, dan gaan ek strewe om meer heilig te lewe. Ek gaan strewe om die sondes van hierdie vlees af te skaf. Nou ek praat nie van, ek sê dit altyd en ek sê dit gereeld as ek moet praat oor sonde. Ons hou nie daarvan om te praat oor sonde nie. Maar laat my toe om net hier 'n stukkie in te gooi. Party mense verskil met my, maar hierdie is my oortuiging. Jy kry 2 tipe sondes. Jy kry 'n sonde waar jy randomly iets verkeerd doen, ons is in sonde gebore, elke enkel een van ons sondig elke dag. Ek stap op 'n Saterdagoggend uit op 'n grasperk en die buurman se kat het vuil gemaak daar en ek gee hom so skop terwyl niemand kyk nie. That is God's creature. Dit is 'n ander man se besitting, dit is 'n sonde. Ek raak briesend kwaad vir my vrou en ek vloek haar dalk. Ek gryp my kind dalk hard aan die arm. Ons weet wat alledaagse sondes is.
Maar dan... Hy doen dit nie eintlik nie, hoor. Ek doen dit nie, ek kan nog nie dit gedoen. Dan is daar 'n ander tipe sonde, en ek kan nie vandag, my skoonpa en ek het al ure en ure daaroor spandeer, ek kan nie vandag daarop uitbrei nie, as ek gaan begin met julle, gaan ons die hele dag hier sit, maar dan is daar 'n ander tipe sonde, waarvan ons praat, en dis die sonde wat ons doen, die Engelse term daarvoor is perpetual sin, of herhaalde sonde. So dis al die sonde wat ek en jy, week in en week uit, maand in en maand uit, jaar in en jaar uit, willens en wetens, kies om te herbesoek. Here, vergewe my van pornografie, ons is 'n groot probleem onder mans terloops. As jy vandag in die wêreld gaan kyk, dan sal jy sien daar is 'n toenemende probleem met pornografie onder vrouens. Baie scary stuff. Here, vergewe my, ek is klaar, Here, verlos my van die pornografie, Here, ek sal nooit weer in die repentance. Dankie, Here, amen. 'n maand later, versoeking kom, jy en ek maak die keuse. Die Here sê altyd in sy woord, hy sal nooit vir jou versoeking gee, wat aan jy nie vir jou uitseg sal gee voor. Dis jou en my keuse om my laptop hier ook te maak en te kyk. Ons lewe in 'n kultuur van drink, alkohol, Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Australië is groot op, man, Amerika, die hele wêreld is groot op alkohol. Alkohol is 'n wettige substance om te gebruik, dis nie onwettig nie. En ek wil vir julle te vertel wat alkohol doen in sy verwoestende manier in die wêreld nie. En as jy gaan kyk na Galasiërs 5, praat die Here van die sondes van die vlees, en een van die sondes wat hy noem, onder andere edelheid en leuns en egbreek en daai klas goed, dan praat hy van drunkenness. Hy praat van dronkenskap. En dan sê hy agter hierdie sondes, hierdie mense sal nie die koninkryk van die Here sien nie. Nou asseblief ek net vir julle iets illustreer vandag. Ek praat nie daarvan as jy vandag hier sit as 'n Christen, 'n wedergebore Christen, en jy het miskien 'n probleem met alkohol nie. Want as jy 'n wedergebore Christen is, wat tans in jou lewe in 'n journey is, wat jy bietjie sukkel met alkohol, okay, dalk is jy selfs verslaaf aan alkohol of enige ander middel. Ons gaan jou nie noem 'n alkoholist nie, ons tag jou nie 'n alkoholist nie, want jy's 'n volger van Jesus. Ons tag jou 'n Christen met probleme. Die vraag is, wat doen jy daaraan? As jy nou al soveel keer gebid het oor en oor, Here, bevry my van hierdie sonde, bevry my van hierdie pornografie, bevry my van hierdie gees van last, bevry my van alkohol, bevry my van dwelms. Soveel keer oor gebid het, en elke keer val jy terug. Wat is die volgende stap? Is die volgende stap nie miskien om na 'n rehab toe te gaan nie? Ek praat regheid en waarheid. Het jy al, have you gone the full Monty, have you gone the full road to address this? Somstyds sit ons met 'n blok in ons kop. Ons sit met 'n so sterk depressie dat ons net nie kan deurbreek na die Heilige Gees nie. Somstyds het ons eksterne hulp nodig. Was jy al vir bevrydingsterapie gewees? Dan kry ek mense wat vir my sê bevryding is bog. Bevrydingsterapie is 'n kragtige bediening. En jy hoef nie noodwendig iemand anders te sien nie. Jy kan in jou binnekamer ingaan en vir die Here vra, Here, bevry my hiervan. As jou hart opreg daarop is, dan sal die Here dit vir jou doen. Ons praat nou van sondes, ek het 'n bietjie ingezoom op sondes. Maar sondes is die teenoorgestelde van 'n heilige lewe. Om te kies om in hierdie wêreld te konformeer met wêreldse standaarde. As al tyd is, gaan ek getuig van my eie lewe vir die laaste 5 minute as ek kan. Tot vandag toe. Goed waarmee ek sukkel tot vandag toe. Ek wil vir julle so 'n bietjie meer vertel van God se heiligheid. Kom ons zoom in op God as 'n heilige God. En wat vir my so pragtig is daar's 'n skrifgedeelte in Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 3. Ek gaan dit weer eens in Engels lees en
Hier is Jesaja se journey as profeet waar hy tot die anointing kom van 'n profeet word. En net kortliks, ek gaan net so 'n bietjie agtergrond gee, op 'n stadium sê hy vir die Here, I have unclean lips. En die Here raak hom aan, kragtig, met 'n serafin engel. Ek dink die Afrikaanse woord vir serafin, ek probeer hom nou soek hierso. In elk geval, kom ons bly by serafin. Die serafin engel. Die van julle wat nie die serafin engel ken nie, die serafin engel het 6 vlerke. En hy's aan die brand. Ons lees van hom in Openbaring ook. In Openbaring lees ons dat hulle, soos ons nou hier sit, en tot in ewigheid, rondom God se troonkamer vir God aanbid. En al wat hulle taak is om daagliks, 24/7, 365, God te aanbid en vir hom net een ding te sê en te getuig, en dit is Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Hulle het 6 vlerke. 2 van hierdie vlerke word gebruik om hulle voete en hulle gesigte te dek. Want hulle kan nie in God se aangesig na hom kyk nie. Die ander 2 vlerke word beweer is in 'n ligposisie terwyl hulle God prys en eer. Dit is die God wat ons dien. En as daai heilige wesens, kragtige heilige wesens wat binne in die aangesig van God elke dag verkeer in sy troonkamer, in so 'n toestand kan wees, wat is jou en my se toestand? As nederige mense hier op aarde en ons kort journey hier in die vlees. Nou ek gaan terug na Jesaja 6 vers 1 tot 3, ek het net vir julle lees, daai moment wat Jesaja daai engagement het. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up. Dis 'n visioen wat hy gekry het. And the train of his robe filled with the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. There you go. Okay. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. En as ek net vir julle die skriflesing uit Openbaring 4 ook doen van vers 4, en dis hier wat ek vir julle gesê het wat Johannes dan as openbaring in die openbaarder in die einde en die ewigheid ook getuig van hierdie visioen. The 4 living creatures, dis die seraphim, each having 6 wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Nou geliefdes, as ons na die boek van Hebreërs gaan, Hebreërs 12 vers 14, en nou wil ek by Jesus Christus kom, die mees belangrikste deel van my boodskap, die Alfa en Omega, die woord, ons saligmaker, ons verlosser, God, homself, die seun van God, wat gekies het om homself die seun van mens te maak, en aarde te kom en aan 'n kruis te sterf vir jou en my, sy bloed te giet vir jou en my, sodat hy vandag ons heiligheid kan wees. Want jy sien, ek gaan nou by die skrif kom, ek en jy kan nie heilig lewe sonder Jesus nie. Daar is net een manier, en dit is 'n daaglikse toewyding in die woord en gebed aan God. 'n Verhouding met Jesus. Jesus praat hier, en dis natuurlik nou deur die skrywer van die Hebreërs 12 vers 14. En daar sê hy, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking. Hoor mooi, waarsonder niemand die Here sal sien.
Jacques, hoe gaan ek in die hemel kom? Ek kan onmoontlik nie heilig lewe. Ek stem saam met jou. Hierdie najaag na heiligmaking, ons noem dit in Engels die sanctification proses. Ons sal by 'n volgende geleentheid sal ons preek oor, sal ons vir julle 'n lering doen oor sanctification. Die sanctification of die heiligmakingsproses. Die dag wanneer ek en jy gered is, die dag wanneer ek en jy Jesus Christus ontvang het as ons redder en saligmaker, dis die dag wat ons geregtig verklaar, wat die Engelse woord is, we get justified. En dan van daai dag af is daar 'n journey vir die res van ons lewens, tot die dag dat jy doodgaan en vir Jesus ontmoet, of die dag dat Jesus afkom en jou kom ontmoet. En daai dag is die dag wat ons gaan na glorification. Maar tussen justification en glorification het ek en jy 'n journey. En daai journey noem ons heiligmaking. Die proses waar ek en jy elke dag meer en meer streef om meer en meer soos Jesus te wees. So laat ek asseblief vandag vir julle dit parafraseer. Daar is 'n kardinale opdrag van God die Vader aan elkeen van ons. Hoeveel keer het jy en ek dit al gehoor in ons lewe? We need to live more and more like Jesus. Ek vra jou vandag, doen jy dit? Ek gaan vir julle vandag sê, tot vandag toe, het ek in sekere areas miserably gefaal. Miserably. Tot vandag. Ek en my skoonpa sit hier die naweek en ons sê vir mekaar, en asseblief, as jy Netflix kyk, en jy kyk net kinderprogramme, en jy kyk net 2 tot 10 flieks, wonderlik vir jou. Ons het van tot vandag toe nog Netflix in ons huisgesin. En hoe gereeld, die van julle wat dit het, en julle ervaring het al opgetel, hoe vinnig 'n fliek verander, in godslastering, in onheilige content, maar ons justify dit. Ons justify dit. Nee man, is dit 2 tot 12, wat 1 keer, Here, is regtig. Ek kan getuig van my journey vandag met alkohol, as 'n prediker. Ek praat nie, my waar nie, ek is nie alkoholist nie. In my jong dae het ek te veel gedrink, ek dink baie van ons het, ons studente was en goed is. In my BC jare voor ek hier ontmoet het, ek is in 2012 gered, so ek ken vandag vir Jesus slegs 13 jaar. Dit was my 'n reis gewees. Die dag toe ek hom ontmoet het, ek onmiddellik besluit dat my partylewe en my clubbing lewe en daai goed van wat ek in Londen vir 7 jaar myself in die donkerste plekke bevind het, is klaar. So 'n bottel brandewyn is verruil vir 'n 6-pack bier. Castle Lights miskien op 'n Sondagoggend saam met die braai. Maar 1 Castle Light somtyds word miskien 2. En dan dink jy jouself, maar wat 'n punt raak jy nou miskien 'n bietjie tipsy en wat 'n punt raak jy nou dalk miskien dronk? Ag weet jy wat, ek kan nog so enetjie vat. Sjoe, nou raak jy middag lekker en die vuurtjie brand lekker. Ag, ek voel baie, ek's 100%, ek is nie dronk nie. Ek val nie rond, miskien nog so enetjie. Daai is nie heilige lewe nie. Dis nie heilige lewe nie. En as ek eendag voor Jesus staan, as my geregtige judge, wat my gaan innooi in die hemel in, gaan hy my vra. Dit het vir my as prediker op 'n plek op 'n punt gekom, dat die Here met my so hard begin praat, tot en met my 50ste verjaarsdag, dat weer het asseblief vir my vrou se onthaalwe ook hierso. Dit het baie min gebeur. Miskien 1 of 2 keer 'n maand, by 'n braaivleis, 1 of 2 biertjies. OK, dis dit. Niks meer is dit nie. Maar daai 1 of 2 biertjies het die Here op 'n stadium vir my gesê, as man wat hier agter 'n kansel staan, en heiligmaking preek, en die evangelie preek vir ander mense, dat ek daai biertjies sal optel, dat die Here vir my sal sê, net daar sê die Heilige Gees my, Jacques, so kies jy nou hierdie bottel bier bo my. Jesus of my? En daar was geleenthede wat ek hom gekies het, o Jesus.
En elke keer wat ek dit gedoen het dit my 2 of 3 weke gevat daarna van conviction in die Heilige Gees. Not to mention the condemnation that Satan imposes on you as well. Ek vra vir jou vandag, waar is jy in jou heiligmakingsjourney? Wat is daar wat jy vandag nog willens en wetens oor en oor kies om te entertain? As jy gered is, het jy die Heilige Gees en elkeen van ons wat hier sit, weet presies hoe ons journey lyk en weet presies wat die Heilige Gees met ons oor praat. Wat hy ons oor konfronteer. Ek kan nie hier staan en vir julle sê hoe die judgment eendag gaan lyk nie. Al wat ek vir julle kan sê is, en ek parafraseer dit bietjie, die Bybel sê vir ons, en ek sê dit vir julle in Engels, waar Paulus sê, work out your salvation in fear and trembling. Paulus sê dit vir ons. Dis die Logos se woord, dis Jesus se woord deur Paulus. Work out your salvation in fear and trembling. Daar's 'n rede hoekom hy dit sê. Ons dien 'n almagtige, perfekte, heilige God, wat vir ons 'n opdrag gegee het om Jesus na te streef. Ek gaan afsluit. God het ons geroep om heiligheid na te streef. God het ons geroep om dag vir dag Jesus se gesig te soek. Dag vir dag ons knie te gaan om hom te vra, Here, help my om meer soos jy te wees. Ek wil julle iets herinner vandag, baie mense weet dit nie. Wanneer dit by gebed kom. Jy sien broers en susters, partymal kom ek en jy op 'n plek in ons gebed waar ons voel, ons mag nie meer vir God 'n spesifieke ding vra nie. Ek vra dalk al so lank vir die Here om my te verlos van hierdie spesifieke sonde. Maar nou het ek geloof nodig. Ek het geloof nodig in die Here dat hy hierdie sonde vir my sal verlos. Nou wat doen ek? Ek maak op myself staat vir daai geloof. Die Bybel sê vir ons, jy kan die Here enigiets vra. Jy kan op jou knie gaan en jy kan vir die Here vra, Vader God, help my asseblief vandag om meer geloof in U te hê. Nou ek vra vir jou 'n liefdevolle Abba Vader. Dink jy as sy kind, as jy vir hom vra, Here help my meer geloof in U te hê, en jou hart is opreg daarin, dat hy jou dit nie gaan gun nie. Hy sal en hy kan en hy wil jou dit gun. Doen dit vandag as jy sukkel met geloof. Jy kan enigiets vra. Here help my om meer heilig te lewe. Here, ek kan dit nie self doen nie. Daar's net een manier en dis deur 'n diep soeke na 'n verhouding met Jesus Christus. Jesus het gesê, ek is die wil en die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nou, ek wil vandag 'n versoek maak, ek gaan afsluit met 'n gebed. En ek wil hê ons moet toelaat vandag dat die Heilige Gees ons bedien. Ek weet hoe werk die vlees. Ek het ook al baie in die kerkbanke gesit. Ek het ook al baie agter 'n Facebook post gesit. Die vlees kom in, die vyand kom in, hy fluister nie oor vir jou. Vandag is hierdie geleentheid. Nee man, jy is nie reg nie. Nee, jy is kom ons stap nou nog eers 'n bietjie 'n paadjie volgende week, die week daarna. Wat as jy nie môreoggend sien nie? Wat as jy vanaand dood is en verskyn voor die aangesig van Jesus? Ek wil vir julle geleentheid gee om saam met my te doen. Waar ook al jy sit in jou bank vandag. As jy jou hand wil opsteek, net om die Here te dien, of net as getuienis dat dit jy is jy welkom. Anders as jy net saam met my wil bid, bid saam met my. Ons gaan vandag vir die Here vra om ons te help, om voortaan vir die res van die journey op aarde, tot hy ons kom haal, heiligheid na te streef. Dit was sy opdrag.
So kom ons sluit die oë. Here, hier is ons. Hier is ons by mekaar, Here. Ons wil net weer vir U sê, dankie Here, want dis U genade wat ons vandag hiernatoe gebring het, dis U genade wat ons vandag gelei het na hierdie boodskap toe. Here, ons is sondaars. We all fall short of your glory, Vader God. Maar Here, ons getuig vandag dat ons U nodig het, Here Jesus Christus. U is die weg, U is die waarheid, U is die enigste God, Verlosser, Redder, wat ons uit die misery uit kan vat. U is die enigste wat ons kan verlos uit hierdie nare, aaklige, onheilige bestaan. Here, Heilige Gees, kom praat met elke persoon vandag onder hierdie dak en myself, Here. Ek vra, Here, ons pleit, Here, in die naam van Jesus. Ons pleit deur die bloed van Jesus. Here, dat ons nie sal hierdie gebou laat verlaat vandag, sonder om saam met ons te gaan en die boodskap te imprint in ons gees te neem. Herinner elke persoon in die week wat voor lê, die maande wat voor lê, die jare wat voor lê, Here, gereeld van die opdrag. Help ons, Here, want Here, net deur heilig te lewe kan ons 'n voorbeeld wees vir ons medemens, ons families, ons netwerke, ons vriende. Here, ek bely vandag hoe ek al 'n slegte voorbeeld was in my lewe. As prediker, as Christen, 'n slegte voorbeeld vir my eie gesin soms, 'n slegte voorbeeld vir my vriende, vir die samelewing daar buite. Here, U diferensieer nie tussen groot en klein sondes, Here. Sonde is onheiligheid. Here Jesus, help ons. Help ons, Here, dat ons 'n weerspieëling sal wees van vandag af. 'n Getuienis sal wees van vandag af. Van U wonderbaarlike en genadige redding, wat U meer as 2000 jaar terug aan die kruis vir ons beding het. Ons is so lief vir U, Jesus. Ons aanbid U en ons sê, heilig, heilig, heilig is U, Here, die Here van die leerspan. Net U is geregtig, Here. Net U is almagtig. En U het ons lewens in die palm van U hande, Here. En daarom bid ek vandag ook, Here, en ek vra, Here, hou U hand van barmhartigheid en genade oor ieder en elke persoon hier vandag, myself ingesluit. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.